Welkom ja. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na hoe chirurge basies bo-menslike visie kry en hoe dit besig is om van die mees komplekse operasies heeltemal van binne na buite te verander. Goed, so hier is min of meer ons plan van aksie. Ons gaan heel by die begin wegspring met die eerste instrumente wat chirurge gehelp het om binne in die liggaam te sien. Dan kyk ons hoe die operasiekamer self ontwikkel het tot 'n tegnologiese wonderwerk. Van daar af duik ons in hoe chirurge vandag 'n soort Google Maps vir ons are gebruik. Maar ons moet ook praat oor die onsigbare gevare van hierdie tegnologie en dan, heel aan die einde, kyk ons na wat die toekoms inhou. Kom ons spring weg by die begin. Die heel eerste en seker die grootste uitdaging in minimaal indringende chirurgie was eintlik doeteenvoudig. Hoe op aarde sien 'n chirurg wat hulle binne in 'n pasiënt se liggaam doen? Wel, die eerste antwoord hierop was die draagbare C-arm. Dink daaraan as 'n redelik basiese ekstra masjien op wieletjies. En vir jare was dit heeltemal voldoende. Maar soos prosedures meer en meer ingewikkeld geword het die C-arm se beperkte krag en die feit dat dit maklik oorverhit het, 'n regte probleem geword. Dis toe dat chirurge besef het, hulle het iets sterker nodig, iets meer permanent. So, hoe los jy daai probleem op? Wel, jy bou nie net 'n beter masjienie nie, nê? Jy herontwerp sommer die hele kamer. En dit het gelei tot die skepping van iets wat regtig klink asof dit uit 'n wetenskapsfiksiefliek kom, die hibriede operasiekamer. Dink daaraan so, dis letterlik die beste van albei wêrelde. Aan die een kant is dit 'n ten volle toegeruste operasiekamer vir tradisionele oop chirurgie. Maar aan die ander kant is dit naadloos saamgesmeld met 'n hoë tegnologie beeldingslaboratorium vir daardie fyn, minimaal indringende werk. Maar soos jy jou seker kan voorstel, is dit nie kinderspelletjies om een van hierdie te bou nie. Dis een van die duurste en mees komplekse vertrekke in 'n hele hospitaal. Dit vat maande, soms selfs jare, se ongelooflik noukeurige beplanning. Maar hier is waar die regte touwerkuns inkom. Dit gaan nie net oor die hardware nie, jy sien, dit gaan oor die sagte ware. Dit gee chirurge 'n soort digitale superkrag, iets wat hulle beeldsaamsmelting noem. Stel jou voor jy ry in jou kar en jou GPS projekteer 'n supergedetailleerde satellietkaart bo oor die lewende beeld van jou vooruit. Jy kan die pad voor jou sien, maar ook die hele uitleg van die stad. Wel, dis presies wat beeldsamesmelting doen. Dit vat 'n gedetailleerde 3D-kaart van die pasiënt se liggaam, soos 'n CT of MRI-skanning, en lê dit direk bo oor die lewendige ekstraalbeeld tydens die operasie. En hierdie proses is 'n absolute lewensredder, veral vir pasiënte met nierprobleme. Kyk, voor die operasie kry die pasiënt 'n MRA-skandering. Dis 'n tipe MRA wat spesifiek na bloedvatte kyk. Daai skandering word dan digitaal saamgesmeld met 'n vinnige, lae-dosis 3D-skandering wat hulle in die operasiekamer neem. En die resultaat? 'n perfekte, akkurate padkaart wat die chirurg kan volg sonder om eers kontraskleurstof te gebruik wat die niere ernstig kan beskadig. Goed, so met al hierdie ongelooflike, kragtige ekstraal tegnologie kom daar natuurlik onsigbare gevaar. En is 'n gevaar wat nie net die pasiënt raak nie, maar die hele chirurgiese span. Die groot probleem is dat terwyl die tegnologie vorentoe spring, het die opleiding oor die gevare, wel, dit het so 'n bietjie agtergebly. Luister hierna. 'n Onlangse opname het gewys dat 'n skokkende 45% van vaskulêre chirurgie-leerlinge erken het hulle het geen formele opleiding in stralingsveiligheid ontvang nie. Om hierteen te veg, gebruik die mediese wêreld 'n baie eenvoudige maar kragtige beginsel, ALARA. Dit staan vir as low as reasonably achievable en is basies 'n konstante herinnering aan almal in die kamer om die stralingsblootstelling by elke liewe geleentheid tot die absolute minimum te beperk. So, waarheen van hier af? Wat is volgende? Wel, die volgende groot grens is om chirurgie nog meer presies te maak en terselfdertyd heeltemal weg te beweeg van straling. Een van die mees radikale nuwe idees is iets wat hulle fiber optic rail shape of FORCE noem. In plaas van ekstrale gebruik dit letterlik lig wat deur vesels so dun soos 'n haar gestuur word binne in die chirurgiese instrumente self. Dit laat die chirurg toe om die presiese vorm en posisie van hulle gereedskap in 3D te sien, alles sonder 'n enkele greintjie bestraling.
En dan, natuurlik, is daar robotika. Stelsels soos die wat ons hier sien, haal die chirurg se hande van die instrumente af en plaas hulle by 'n beheerkonsole. En wat dit doen, is dit bring 'n ongelooflike vlak van stabiliteit en presisie wat 'n mens se hande eenvoudig nie kan ewenaar nie. En dit is die eerste tree na 'n toekoms van sogenaamde ondersteunende navigasie. Die einddoel is presies dit. Ondersteunende navigasie. Dink daaraan, 'n chirurg beplan 'n roete op 'n 3D-model van die pasiënt en 'n robotiese kateter beweeg dan semi-autonoom na die teiken toe. Dit sou presiese 3D-navigasie met hoë resolusie beelding kombineer en robotte in staat stel om dele van die prosedure met bo-menslike akkuraatheid uit te voer. Hierdie ongelooflike vinnige, simbiotiese evolusie van slim toestelle en ewe slim beelding verskuif die grense van medisyne elke liewe dag. Dit laat 'n mens net wonder. As 'n operasiekamer reeds met soveel intelligensie kan sien, kan saamsmelt en kan lei, wat op aarde gaan volgende moontlik wees?